blessed thing to be adopted by a king, to know a love that crowns and crucifies. And when your spirit moves, I breathe a prayer to you. I cry not from my mouth, but from the heart, because the Spirit came. I can use your holy name, the tender name a son could only use. Abba, Goeiedag en baie welkom by ons interkerklike erediens. Lekker om hier te wees, van jou voorreg. Ons is besig met 'n reeks wat ek noem die saad van die Vader. En ons het al reeds 2 boodskappe afgehandel. Hierdie is die 3de boodskap in die reeks. Indien u nog nie na die eerste 2 gaan kyk het hier op YouTube nie, dit is beskikbaar op ons webblad. Die adres is hieronder. Kan jy gaan kyk na die eerste en tweede boodskap in hierdie reeks. Ek dink dit is baie belangrik dat jy ook daar gaan kyk. In hierdie reeks kyk ons veral na 3 baie belangrike teksverse wat ons gaan help om hierdie hele aspek van die saad van die Vader te verstaan. En ons gaan so 'n bietjie dieper in die woord delf. Ons gaan kyk na 1 Petrus 1, dan gaan ons kyk na 1 Johannes en dan gaan ons kyk na Galasiërs 3 en kyk wat die Heilige Gees vir ons sê deur hierdie gedeeltes met betrekking tot die saad van die Vader. Nou die eerste teksvers is 1 Petrus 1:23 en ek lees vir u. Want julle is wedergebore, nie uit die verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Petrus wys vir ons hier, dat net soos die natuurlike lewe ontstaan deur verganklike saad, net so ontstaan die nuwe lewe van die Christen, die geestelike lewe van die gelowige deur onverganklike saad. Dan lees ons 1 Johannes 3 vers 9. Elkeen wat uit God wedergebore is, nou praat hy natuurlik van jou geesmens, jou innerlike geesmens. Elkeen wat uit God wedergebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly. Hierdie Griekse woord is sperma. Daarom noem ons die reeks die saad van die Vader. Hy sê elkeen wat uit God wedergebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly. En hy kan nie sondig nie. Nou hy praat natuurlik hier van jou wedergebore gees, jou innerlike geesmens. Hierdie innerlike geesmens is die allerheiligste van die nuwe verbond op aarde, want God woon nie meer in tempels met hande nie, soos in die Ou Testament nie. Jou wedergebore geesmens is na die aardse allerheiligste. God woon nou daar. En dan sê Johannes weer, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God uitgebore. En dan Galasiërs 3:16. Hy sê vir ons daar's net een saad. Weer gebruik hy die Griekse woord sperma. Hy sê daar's net een saad en dit is Christus. Net een saad van die Vader. By jou wedergeboorte plaas die Heilige Gees die een Christus saad in jou geesmens. En daarin lê die hele seun, die hele kind, die hele verreëse Christus. En dit is die nuwe lewe van die gelowige. Dit wederbaar jou gees. Elke gelowige by ons wedergeboorte ontvang die hele een saad, die hele Christus in jou geesmens. Elke wedergebore kind van die Vader is 'n saaddraer. Is bevrug met hierdie saad, 'n draer van die een Christus saad. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na die blommetjies en die bytjies. Deur 'n liefdesdaad tussen jou vader en jou moeder, het jou vader jou moeder bevrug met een saad. En binne in daardie een saad was daar 'n nuwe lewe, 'n hele persoon, jy. En hierdie saad het binne in die baarmoeder 'n perfekte nuwe lewe geword, want saad bring lewe voort. Een saad, net een volle en voltooide en volmaakte kind, jy. Dis die verganklike saad waarvan Petrus hier praat. Maar net so ook is daar die onverganklike saad, die een saad. Die dag toe ek en jy na die Here Jesus kom en sê, Here, ek gee my lewe aan U oor, as gevolg van 'n liefdesdaad van die Hemelse Vader, kom die Heilige Gees, en hy neem Christus in saadvorm, en hy plaas die Christus saad binne in jou gees, en 'n nuwe lewe ontstaan, 'n wedergeboorte. Een perfekte, heilige saad bevat een volle, perfekte, heilige Christus. En die Vader bevrug jou geesmens met sy seun, nou is jy swanger met die seun, jy's 'n saaddraer, jy's 'n Christus bevatter.
Johannes 3 vers 16 wat ons almal ken sê, want so lief het God die wêreld, hy gee sy eniggebore seun. God gee Jesus aan die hele wêreld. Die vraag is, hoe gee die Vader sy eniggebore seun aan die wêreld? Hy gee hom in 'n Joodse liggaam, Jesus Christus in 'n Joodse liggaam, wat hy voorberei het in die skoot van Maria. Aan die kruis gee God hom vir die hele wêreld, Jesus sterf vir die hele wêreld, en hy sterf in sy Joodse liggaam. Maar aan sy kerk, aan sy bruid, gee die Vader hom anders. Hy gee hom in saadvorm, in jou liggaam. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 16, al het ons Christus na die vlees geken, met ander woorde, soos hy was 2000 jaar gelede in sy Joodse aardse liggaam, soos ons van hom lees in Matteus, Markus, Lukas. Hy sê, al het ons Christus so geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Paulus sê dan hier vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 16, daar's 'n nuwe manier om Christus te ken. En dis om hom te sien in jou liggaam, in jou geesmens, die verreëse Christus in jou, as jou nuwe lewe. Jy is nou die tempel, die bevatter, die houer van die verreëse Christus. Wie die seun het, het sy lewe, en dis 'n ewige lewe. En as ek hom nie so ken nie, dan weet ek nie wie hy is in my nie. Kyk ek terug na 2000 jaar gelede, ek kyk na die kruis, en ek bewonder die kruis, maar dit beteken niks, want Jesus moet in my kom woon. Aan die kruis vervul Jesus alles omtrent Vader God se eise met betrekking tot die mens. En Jesus roep uit aan die kruis, tetelestai, it is finished, dis volbring. En Jesus volbring die eise van die wet. Maar dit moet nie daar stop nie, want dit is nie genoeg nie. Daar is meer as dit. Die kruis in sigself is wonderlik, maar is nie genoeg nie. Ons moet nie net by die kruis staan en dit bewonder nie. Die kruis wederbaar ons nie, dit maak wel wedergeboorte moontlik. Maar wat is dan nodig, behalwe dit? Romeine 5 vers 10 sê vir ons, ons word gered deur die lewe van die seun. Dit beteken dat ons moet betrokke word by die kruis. En dit gebeur wanneer ek my lewe oorgee aan die Here Jesus Christus en die Heilige Gees bevrug my geesmens met die Christussaad. Die lewe van die seun is in die saad. En my ou lewe word gekruisig, die ou sondige natuur word uit my uitgehaal, anders kan Christus nie in my nuwe lewe word nie. Nuwe lewe kom voor deur die onverganklike Christussaad. En dis hoekom Jesus sê, wie die seun het, het die lewe, want Jesus is die een saad. En dis hoekom Paulus sê in Romeine 5, ons word gered deur die lewe van die seun. Ons moet saaddraers word, ons geesmens moet bevrug word met die nuwe lewe van die seun. Die vraag is, wat is in hierdie een saad? Kom ons gaan kyk eers na die verganklike saad. Wat is in verganklike saad? In een spermsel, daardie een spermsel wat jy geword het, alles in daardie spermsel met betrekking tot jy, was daarin geprogrammeer, wat jy sou wees. Jou lengte, die kleur van jou oë, die kleur van jou hare, jou beenstrukture, jou bloedgroep, die vorm van jou gesig, die gene van jou ouers, jou wonderlike immuniteitsstelsel, die vermoë van jou liggaam om dit self te genees, alles was in hierdie een saad geprogrammeer. Saad bevat die wonderwerk van nuwe lewe. Die wonderwerk van lewe is in daardie saad. En hier is jy nou, mooi groot, met jou eie unieke vingerafdrukke, jou eie unieke voorkoms, vorm van jou gesig en jou neus. Alles was geprogrammeer in daardie een saad. Die DNA van jou ouers is in daardie saad, en jy word gebore as een van hulle soort. Saad sit jou in iemand se geslagsregister. Saad sê wie jou pa is. Ek kom uit die Kensaad, daar van Robertson, daar buite Robertson in die Boland, is daar pragtige vallei, Eilandia. My voorouers was almal wynboere daar. En die saad sit my in die Ken se geslagsregister en sê wie my pa is en wie sy pa is. Party van my voorouers het hulle van so effens verander. Die H is vervang met 'n tweede U en by sommige ander is die omlaag op die U weggeval. Maar die feit van die saak is, ek is nog steeds 'n Ken. Want ek kom uit die geslagsregister, die saad van die Kens. Ek kan my van verander, ek hoef nie eens soos een op te tree nie, maar ek is nog steeds 'n Ken, want ek kom uit die saad van die Kens. En dit is wat ons moet verstaan, identiteit lê in die saad. Ek het nie 'n kursus gaan loop, hoe om 'n goeie Ken te word, en toe 'n eksamen gaan skryf, om te sien of ek 'n goeie Ken gaan wees nie,
Want ek is wie ek is as gevolg van 'n geboorte. Identiteit lê in een saad. En dis die wonderwerk van verganklike saad. En net soos die koringboer daardie koringsaad vat en hy gaan saai dit. Hy gaan reël nie eers 'n Bybelklas en leer hulle hoe om goeie koringsaad te wees en hoe hulle moet lyk en hoe hulle moet groei en hoe hulle moet optree nie. Nee, hy vat daai koringsaad en hy gaan saai dit in die grond, want hy vertrou die kiem, die lewe, die natuur in die saad om van sy soort voor te bring. En wanneer daardie saad ontkiem en dit groei vanuit die grond uit, lyk dit nes die oorspronklike moedersaad of die oorspronklike moederplant, want saad bring altyd volgens sy soort voort, spontaan. Daar's nie 'n kursus wat vir hom sê, hoe moet hy wees, hoe moet hy lyk nie, hy is net, en hy groei net, en dit gebeur net, want wie hy is, lê alles in die saad geprogrammeer. Ek wil net dit mooi hoor, want ons gaan vandag 'n baie belangrike les leer, want Petrus kom en Petrus wys vir ons die verganklike saad in 1 Petrus 1:23 en dan die onverganklike saad, waar hy die natuurlike noem, sodat ons moet verstaan wat die bonatuurlik is. Ons leer uit die verganklike saad, wat is in die onverganklike saad. En Petrus kom en hy sê, maar julle is wedergebore uit die onverganklike Christus saad. So wat waar is van die verganklike saad, is dan nog baie meer waar van die onverganklike saad. Die wonderwerk van die onverganklike een Christus saad wat in my leef, is nog baie meer kragtig. Want as ek sê, dat die koringsaad bring volgens sy soort voor spontaan, sonder dat hy 'n kursus hoef te kry van hoe om op te tree, dan is dit nog meer waar van die onverganklike Christus saad. En dis die wonderwerk van hierdie onverganklike saad, en dis waaroor ons vandag gaan kyk. Want Johannes sê vir ons, wie uit God gebore is, doen geen sonde nie, want sy sperm, sy saad bly hom. Saad is powerful, nog meer powerful as verganklike saad. Die verganklike saad leer ons van die onverganklike saad. En die vraag is, wat het ons ontvang die dag toe die Heilige Gees, die Christus saad, in my gees kom plaas? Wat het hy kom doen in my? Wie is hy in my? Wat doen hy daar? Hierdie een sperm, hierdie een saad van die Vader. Nou ek wil vir julle 'n paar dinge noem, wat baie opwindend is, wat die woord sê, wat in hierdie saad is, wat in jou is. En ek wil dit net hier noem, dat godsdiens ignoreer die saad in jou. Godsdiens pleeg amper soos aborsie, dit werk nie met die saad in jou nie, want dit weet nie wat is in die saad nie, dit vertrou nie die saad in jou nie, en laat jou fokus op die uiterlike, vorm godsdiens. Nou ons gaan kyk na 'n paar eienskappe, wat is in die saad? Want in die kerk van die Here Jesus is daar 'n grootskaalse identiteitskrisis. Ek het vir u net al gesê dat identiteit kry by 'n geboorte. Ek is gebore as 'n kind, dit in die saad gelê. Al tree ek nie altyd op soos een nie, ek is wie ek is, ek kan my van verander, ek is nog steeds 'n kind, want die gene, die DNA van die kinds was in die saad waaruit ek kom. So, identiteit lê in saad, ek kan niks daaraan doen nie, wie ek is. So, en omdat godsdiens ignoreer wat in die saad is, weet ons nie wie ons is in Christus nie. Ons gaan soek ons identiteit in 'n gebou, ons gaan soek ons identiteit in die denominasie, ons gaan soek ons identiteit in 'n sekere oortuiging of in 'n sekere leerstelling, en ons gaan kyk na ons optrede en dink ek is wat ek doen. Jy weet, as ek 'n fout maak, beteken ek is nie 'n goeie Christen nie, want ons gaan soek ons identiteit in die vlees, in plaas van om in die saad te gaan kyk wie ons eintlik is. En daarom is daar 'n grootskaalse identiteitskrisis in die kerk, want godsdiens bring vir ons die wet en sê jy moet so maak, dan word jy. Doen goed, word goed. Doen sleg, word sleg. Identiteit lê nie daar nie, lê by 'n geboorte. Maar ons godsdiens het ons dit laat verstaan. En daarom gebruik die vyand godsdiens en hy pleeg grootskaalse identiteitsdiefstal deur ons weg te hou van die saad in ons, dat ons nie moet sien wat in ons is nie. Nou, die een onverganklike Christus saad is net soos die verganklike saad, net baie meer kragtig. Dit sê wie my pa is. Dit sit my in sy geslagsregister. Die een onverganklike Christus saad bevat die DNA van die hemelse Vader, die gene van die Vader. Dit maak my van sy soort, like father, like sons. Die appeltjie val nie ver van die boom nie.
So die een onverganklike saad bevat die geaardheid, die gene van Christus. Die Christus saad sit ons in Christus se geslagsregister, haal ons uit Adam se uit en sit ons oor in 'n nuwe geslagsregister. En nou word die enige gebore seun van God die eerstgeborene genoem. Dis hoe powerful saad is. Dit gee vir die Vader 'n familie. Die seun gee sy status op as enige gebore seun. Hy word die saad en nou is hy die eerstgebore seun van 'n familie. Dis hoekom Jesus gekom het om te sterf, soos die koringkorrel wat in die grond val en sterf, dat hy kan vrug voortbring van sy soort. Want vaders is saaddraers. Saad sê wie my pa is. Wat is alles in hierdie Christus saad? Die eerste eienskap wat ek wil hê ons moet na kyk is lewe. Wat is in saad? Lewe, nuwe lewe, ewige lewe. Die onverganklike Christus saad bevat die Christus lewe. So alles wat Christus is in die een saad wat in jou is, wat jou nuwe lewe geword het. Ek en jy ontvang nie 'n bietjie Christus wanneer ek my lewe aan hom oorgee nie. Christus is nie net 'n deeltjie van my lewe. Ek het een lewe, jy het een lewe. Christus is jou geestelike lewe. Hy is nie 'n deel van jou lewe nie. Geestelike lewe is nie 'n beter jy nie. Dis die volmaakte Christus in jou. Nuwe lewe gaan nie oor die verbetering van self nie, dit gaan oor die bevatting van die lewe van die seun. Christus is nuwe lewe. Dis wie hy in jou is. En daar's nie baie saade nie. Daar's nie jy ontvang by jou wedergeboorte nie 'n kwart saadjie nie. Jy ontvang een saad. Daar's net een saad, daar's nie twee nie. Daar's nie 'n halwes of 2 halwes of 4 kwarte nie. Net een saad en in die een saad is die volle seën. Daarom elke gelowige by wedergeboorte begin met die hele Christus in hulle. Jy kry nie bietjies Jesus by soos wat jy vorder in die Christelike lewe. Die godsdienst het ons so laat verstaan. Jy kan nie geestelik groei nie. Jy kan nie meer bykry van Jesus nie. Jy kan net groei in jou kennis van die geestelike lewe van die seun wat alreeds ten volle binne in jou is. Ons godsdienst het ons laat voel, as ons nie genoeg Christelik is nie, dan beteken dit ek het nie genoeg Christus nie. So as ek nie Christelik genoeg optree nie, is omdat ek te min Jesus het. En godsdienst het ons laat verstaan, ek kry meer Jesus by, soos wat ek vorder op hierdie geestelike pad. Maar dis 'n leuen. By wedergeboorte ontvang ek een saad. Dis een saad, een volle kind. Maar die probleem is, omdat godsdienst die saad ignoreer, weet ons nie wat lê in die saad en probeer ons lyk soos Christene, omdat ons dink ons kry dit deur prestasies en optrede, in plaas van by 'n geboorte. En daarom in godsdienst moet jy jouself die hele tyd bewys, anders kan jy nie 'n goeie Christen wees nie. Daarom, 'n openbaring van hierdie saad, waaroor ons gepraat het in die vorige 2 boodskappe, 'n openbaring van hierdie saad, gaan jou reëneer vir hierdie soort godsdienst. Want Paulus sê, as ek Christus aanskou, word ek van gedaante verander. Waar moet ek hom sien? Binne in my. Wanneer ek hom binne my sien, wanneer ek hom sien, wanneer ek 'n openbaring kry van wie hy is in my, want wie hy is wie ek is. As he is, so am I, sê Johannes. So, as ek sien dis wie ek is en ek glo dit, dan begin ek verander na dieselfde beeld van heerlikheid wat hy is. So, vir godsdienst probeer ons verander van buite af met voorskrifte en wette en dit hou nie, dit werk nie. Maar Christus is binne my lewe, as ek dit sien, verander ek. Wanneer ek sien ek is een gees met die Here. Christus in my is nie passief, hy beïnvloed my. So verandering kom van binne af. Daarom, 'n openbaring van die saad, gaan ons reëneer vir hierdie voorskriftelike wettiese godsdienst. Nou kyk, ek tree nie altyd noodwendig op soos 'n kie nie, maar ek bly een. Want wie ek is, kry ek by 'n saad, en nie weer 'n toets wat ek moet gaan slaag nie. Daarom hoef ek myself nooit te bewys nie, want ek weet wie ek is. I do not become through what I do. I'm not a human doing. I'm a human being. Who I am lies in the seed. Being, om te wees, kom in die saad. Lewe is in die saad, identiteit is in die saad. Dieselfde ook by die onverganklike Christus saad. Nuwe lewe lê in die saad. Nie in my inspanning, maar of in my probeer of harder probeer nie. Liewe lewe kom nie deur inspanning of werk nie, kom deur die saad. Kry dit in die saad. Christenskap is nie 'n rol waarin ek myself inoefen elke dag, waar ek probeer om soos Jesus te wees nie. Ek staan nie vanoggend op en sê vir myself, onthou jy's 'n king, jy beter optree vandag soos 'n king nie. Nee, ek staan net op want ek weet wie ek is en ek leef. Ek het nie
iemand nodig om my te herinner, hey, jy's 'n kind, tree op soos jy nie. Nee, ek leef net, ek is net wie ek is, want dit is in die saad, dis wie ek is. Ek kan dit nie bewys nie, ek hoef dit nie te bewys nie, want lewe lê in die saad, identiteit, natuur lê in die saad. Ek staan net op en ek leef, want wie ek is, lê nie in my voornemens om vandag te probeer nie. Wie ek is, lê in die saad. Christendom is nie 'n disipelskapskursus nie. Die Bybel is nie 'n instruksiehandboek, 'n do-it-yourself manual nie. Die Bybel is eintlik my identiteitsboek om vir my te wys wie ek in Christus is, want as ek hom aanskou, sien ek my nuwe lewe, weet ek dis wie ek is, soos hy is, so is ek. Dis identiteit. Identiteit kom deur die saad in my. Christen wees is nie 'n kursus nie. Christendom is lewe, spontaan, elke dag. Ek staan nie vanoggend op en sê vir myself, onthou, jy moet soos 'n goeie Christen optree nie. Net soos ek nie opstaan en dink ek moet vandag soos 'n goeie kind optree nie. Ek staan net op en ek is wie ek is. Daarom Christendom is dieselfde. Christendom is iets wat spontaan is. Dit gebeur natuurlik is sonder dat ek eers hoef te dink ek is 'n Christen, onthou om so te leef, want natuur en die saad. Ons gaan nou daaroor praat. Ek leef net wie ek is. Ek hoef nie uit te vind hoe moet ek leef nie, want die lewe gebeur net. Dit gebeur spontaan, is natuurlik. En Christendom is die lewe van Christus in my. Christus is die Christen in my. Spontaan van nature. Dis wie ons is. Therefore, Christianity is not mere imitation, it is impartation with the Christ life in me. As he is, so are you. Ek doen nie altyd soos hy nie, maar dit verander nie wie ek in hom is nie. Want ek het sy identiteit, sy lewe, want dis in die saad waarin my identiteit lê. Ek kan niks anders wees as 'n Christen nie, want ek bevat die Christen wat een is met my. Hy is my lewe en ek het net een lewe, so ek kan nie twee lewens hê nie. Ek is of 'n Christen of ek is nie. Daar's nie iets soos 'n goeie Christen of 'n slegte Christen of 'n stief Christen of 'n halwe Christen nie. Jy is een of jy is nie. Een saad, een hele kind. Daar's nie 'n in between nie. So jy is dit of jy is dit nie. So elke gelowige by ons wedergeboorte, of ons nou goeie Christen is of ons nou swak is, ons het almal dieselfde Christus in ons. Almal van ons, selfde Christus. Ons probleem is nie dat ons te min Jesus het nie, want dis ongelukkig wat godsdienst vir ons laat voel. Kyk na jou optrede, dan sien jy te min Jesus, so jy moet meer Jesus kry, want ons sien nie wat is in die saad nie. Ons probleem is nie dat ons te min Jesus het nie, ons probleem is dat ons nie altyd uitdrukking gee aan die hele Christus wat al reeds in ons is nie. En ongelukkig verwar godsdienst my uitdrukking van Christus met my identiteit in Christus. Want ek dink ek kry identiteit by die manier hoe ek hom uitdruk. Nee. Uitdrukking en identiteit is nie dieselfde nie. Ek leef nie altyd wie ek is nie. So as ek vandag af is en ek skop die hond, is dit nie omdat ek te min Jesus het nie, dis omdat ek nie uitdrukking gee aan die hele Jesus, aan die voltooide Jesus, of aan die hele Jesus, die volle Jesus, wat al klaar binne my is nie. Daar's net een saad, nie 'n halwe nie, nie 'n bietjie nie. Jesus kom en gaan nie in my lewe na mate van my optrede nie. Hy's een gees met my, hy bly in my. Al is ek soms ontrou, hy bly getrou. Die tweede eienskap wat in die saad is, so die eerste eienskap is lewe, nuwe lewe. Die tweede eienskap wat in die saad is, wat in jou is, in jou wedergebore gees, is die Christus natuur. 2 Petrus 1 vers 4 sê, waardeur hy ons die grootste en die kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikhede in die wêreld is. Natuur, ons het die goddelike natuur. Wat is natuur? Natuur is geaardheid, dis instink, dis karakter. So die natuur van Christus, die goddelike natuur van die Seun, sy geaardheid, sy instink, is daar binne in jou gees. En Petrus sê, dit is die grootste en mees kosbare beloftes. Saad bevat natuur, dit bevat instink. Dis die neiging om van sy soort voor te bring met sy geaardheid. Dis die neiging om te wees wat Christus is en om te wil doen wat Christus in my is. Ek wil begin leef volgens wie ek is. Dit gebeur spontaan. Dink 'n bietjie daaraan. Jy is 'n deelgenoot van sy goddelike natuur. Waar kry ek dit? Deur 'n kursus te gaan volg? Nee, lê in die saad.
Nes die koringsaad in die grond val, en dis sy natuur, dis sy instink, dis sy geaardheid, is in die krag in die saad om van sy soort voort te bring, net so ook, Christus wat daar in jou is, bring in jou van sy soort voort. Nes die koringboer die lewe in die saad vertrou, om van sy soort voort te bring, dis nie 'n kursus wat koringare voortbring nie, dis die instink, die natuur, die kiem in die saad, wat het voortbring. Net so, dieselfde. Die lewe van die seun in jou bring die seun voort. Sonder dat jy oor hoef te dink, dan is daar's krag in saad, wat die hele tyd in jou werk om te wil. Ek het 'n Duitse herdershond hier by, pragtige Duitse herdershond. Ek is baie lief vir Duitse herdershonde. Maar my Duitse herdershond jag katte. Nou kom ek agter ander honde ook, behalwe as jy nou aan katte gewoond gemaak het. Maar hoekom doen my hond dit? Ek het nooit vir hom op 'n kursus gesit nie. Hoekom doen hy dit? As hy die kat sien, dan wil hy hom jaag. Nou, ek het altyd gedink toe ek 'n klein seentjie was, dat die honde is die mannetjies en die katte is die vroutjies. Toe vind ek uit, nee, dis nie so nie, twee aparte goed, en my hond dink ook so, want as hy die kat sien, dan gaan hy vir hom. Hoekom doen hy dit? Want dis in die saad, dis in sy natuur, dis instink. Hy dink nie eens daaraan nie. As hy hom sien, gaan hy vir hom, sonder om 2 keer te dink. Wys hom die kat, en hy kom vir die kat. Het gebeur net, hy kan homself nie help nie. Nou, ek het hom nie op 'n Duitse herdershond kursus gesit, hoe 'n goeie Duitse herdershond te wees nie. Ek het nie vir hom 5 stappe gegee, disipelskap kursus, hoe om katte te jaag nie. Dit gebeur net. Dis in sy saad, dis die natuur in die saad. Die natuur van sy paas in die saad, dis wie hy is, as like father, like son. En as ons vir mense sê, ons is vry van die wet, dan stres wettiese mense. En die eerste ding wat ouens vir jou vra is, vry van die wet, ons kan maar sonde doen. Hoekom vra mense daai? Want hulle sien nie wat's in die saad nie, sien? Die goddelike natuur, die instink, die geaardheid in die saad wat in ons is, het nie 'n wet nodig of 'n kursus nodig om vir my te sê wat ek moet doen en hoe ek moet leef nie. Dit gebeur net, sonder dat ek dink, doen ek dit net. Ek doen net wat Christus is. Ek gaan Christus leef, want geaardheid, instink, sy goddelike natuur, is in die saad daar van jou is. En hy is lewe in my, dis wie ek is. Kyk so 'n bietjie hoe jou lewe verander na jou wedergeboorte. Dit gebeur nog steeds, tot die dag dat ons doodgaan. Ons het nie beplan om sekere veranderings in ons lewe te ervaar nie, dit gebeur net, want hy werk, dis die krag in saad, die natuur in saad, vertrou die saad. Daarom, net soos die Vader, die saad in Maria se moederskoot vertrou het, om die seun voor te bring, net soos hy die saad vertrou het aan die kruis, om te doen wat hy gestuur is om te doen, net so vertrou die Vader die saad van die seun binne in jou. Want saad bring altyd voort volgens sy soort. En Jesus is nie passief in jou nie, hy bring van sy soort voor. Net so ook met jou kinders. Miskien is hulle weg van die huis, hulle is nie meer by jou nie, en hulle het op 'n stadium die Here gedien, en jy dink, hulle doen dit dalk nie meer nie, jy is bekommerd. Ek wil vir jou sê, vertrou die Christus saad in hulle. Die Vader vertrou altyd op die saad. In die moederskoot van Maria, aan die kruis, binne in jou kinders, die Vader vertrou die saad, want hy weet, daar's krag in die saad, daar's natuur in die saad. Ek het my lewe aan die Here Jesus oorgegee in 1976, 2 jaar later is ek lugmag toe vir 2 jaar, en ek was vir 'n rukkie stout, ek het by paaie gaan loop en op afdraai paadjies beland, maar daar was natuur in daai saad wat in my was. Daar's krag en instink. Dit het die hele tyd in my gewerk, dit het die hele tyd ingewerk op my. Ek was min wat ek nie bewus was daarvan nie. En dis soos die Here sê, dis hard om teen die prikkels te skop. Ek kom agter, jy weet dat ek gaan teenstrydig met die natuur in my, met wie ek is, Christus. En dit het die hele tyd aan my kom trek, tot ek op 'n dag oorgee en sê, jammer Here, hier is ek. So vertrou die saad. Die wet kan jou nie help nie, geen Bybelkursus kan jou help nie. Dis Christus in jou. So sien net wat in die saad is, vertrou die saad, die kiem, die natuur, die lewe in die saad. Wat is nog in die saad? Derde eienskap is volheid. In Kolossense 2 vers 9 sê Paulus, want in hom, in Christus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle in die volheid in hom, wat die hoof is, van alle owerheid en mag. Daarom sê hy, groter is hy in my, as hy wat in die wêreld is. Waarom? Want ek en jy het die volheid van God, wat hoof is, van alle owerheid en mag. Jy kan nooit te min Jesus in jou hê nie. Die volheid in hom, is dieselfde volheid in jou. Wat hy is hy in jou. Hy is homself daar in jou. Dis die wonderwerk, dis die krag van saad. Jy kom niks kort aan wat Jesus is nie, jy die volheid van God. Al voel jy nie so nie, want jy sien die volheid
saad is in jou gees, dis ek wil amper sê, dis agter of bo jou emosies, jy voel nie altyd die saad nie, jy is nie altyd bewus van die saad nie, want dit lê in 'n ander dimensie, en jou siel moet net hoor daarvan, sodat die Heilige Gees, die saad wat in jou gees is, aan jou mind kan kom openbaar, as jy hom sien, gaan jy verander. Daarom, daar is niks meer van Jesus, wat jy nog moet bykry nie. Jy bevat volheid. Daar is net een saad, en jy het hom ten volle, of jy het hom glad nie. Al sy heiligheid lê in die saad, al sy lewe, al sy liefde, alles lê binne in die saad, in jou volheid. Ons godsdienst het ons laat voel, wanneer ek bid, want ek sê, ag, Here, gee my meer krag, Here, gee my meer liefde, Here, gee my meer heiligheid, Jesus, maak my tog meer soos U. Ons godsdienst het gesê, jy kry meer van Jesus by, soos jy meer bid, meer Bybel lees, was nie waar nie, jy het alreeds die volheid. Jy kan maar bid tot jy blou is, Here, gee my meer liefde, sodat ek beter kan vergeef, die Vader gaan jou gebed beantwoord nie, want God is liefde, God kan nie liefde gee nie, want God is liefde, liefde is 'n persoon, en wanneer hy homself gee in die saad, het jy alles wat hy is, jy het liefde in jou, jy het dit klaar ontvang, toe jy die een goddelike Christus saad ontvang het, dis in jou, daar waar jy nou is. God is liefde, liefde woon in jou, verwag dat liefde vanuit jou gaan manifesteer, selfs wanneer jy dit die minste verwag. Die vierde eienskap wat is in die saad, is heiligheid. Heiligheid. Ons bid en ons vra, Here, gee my meer heiligheid. Die Here kan nie jou gebed beantwoord nie. Hy kan nie vir jou gee wat jy alreeds het nie. Ons tree dalk nie altyd so heilig op nie, maar optrede sê nie wie en hoe jy is nie. Dis in die saad wat klaar in jou is. Daarom sê 1 Korintiërs 1:30, Christus in jou het vir jou kom word, jou heiligmaking. Al die heiligheid van God is in jou, dis in die een saad, die heilige saad. Daarom sê Johannes, hy wat uit God gebore is, kan nie sondig nie. Waarom? Want die heiligheid van die Here is in my gees. Christus is my geestelike lewe. Net soos in die Ou Testament, in die tempel, daar in die allerheiligste, waar die toefanie, die godsverskyning, waar God gewoon het in die allerheiligste, net so powerful, woon God in jou gees. Daar is soveel potensiaal in jou gees, die volheid, al sy heiligheid lê daar. Jy kan nie heilig word deur wat jy doen nie. Jy is heilig omdat jy die Heilige Een bevat. Jy kan jou laat besny, jy kan die Sabbat hou, jy kan die Daniëls vas volg, vir 40 dae gaan afsonder. Jy kan nie heilig word nie. Net Christus in jou kan jou heiligheid wees. Die Vader antwoord nie jou gebed op grond van hoe goed jy doen, hoe goed jy die wet hou, hoe hard jy die shofar blaas nie. Die vraag is, wat maak jy met Jesus in jou? Sien jy die saad in jou? Sien jy Christus in jou? Glo jy in die saad in jou? Want die Vader glo in die saad in jou. Hy glo in Christus in jou. En net soos ek Jesus vertrou het daar aan die kruis om te doen wat hy moet doen, net so moet ek hom in my vertrou om te doen wat hy moet doen. Dis hoekom hy daar is, om my lewe te wees. Daar's geen heiligheid buite die lewe van die Seun nie. Hy is alles in jou wat God wil hê jy moet wees. En hy is dit daar in jou. Nou, hy kom gee vir ons sy heiligheid as ons heiligheid. Jy het 'n heilige lewe, want die heilige is jou lewe. Ons leef nie altyd daardie heiligheid. Of ons nou hierdie heiligheid wat in ons is altyd uitleef of manifesteer, is 'n heel ander saak. Maar dit verander niks aan wie jy al klaar is in Christus. En daarom praat Paulus met die gemeentelede in sy briewe as heiliges. Hulle het nie altyd so heilig opgetree nie, hulle is gewone mense soos ons, maar hulle identiteit was die identiteit van heilige. En as ek leef vanuit daai identiteit, gaan wie ek is begin manifesteer. Maar kom ons gaan kyk na die 5de eienskap, en ek gaan net hier volstaan. Die 5de eienskap van die saad. Wat is nog in die saad? Identiteit. As jou van Meyer is, kom jy die saad van die Meyers. Jy is in hulle geslagsregister, want verganklike saad sê wie jy is. Identiteit lê in die Meyer saad. Nou baie keer maak ons die verganklike saad meer powerful as die onverganklike saad. Ons glo dat die identiteit wie ek is, kry ek in die saad van my pa. Maar ons sukkel om te glo wie ek is, kry ek in die onverganklike saad van my hemelse Vader. Ons maak die verganklike saad meer powerful, want ons dink ons met die onverganklike saad so bietjie gaan help. Ek moet 'n kursus gaan loop om my te help om te weet wie ek eintlik klaar is. Nou my seun het 'n pragtige Mary Salperd gehad. En daar met daarstop, oom Elliot het die pragtigste Palomino hings gehad, wat baie pryse gewen het. 'n Baie kosbare perd, baie duur perd, baie mooi perd. En ek het na die oom gegaan en gesê, oom, ons wil baie graag hê dat hierdie pragtige hings van jou moet hierdie Mary perd van my seun dek. Want ons soek ook so 'n pragtige Palomino kleur perd, Salperd. En dit het gebeur. En die pragtige perdjie is gebore, die filletjie, en dis nie lank nie, toe lyk hy net sy pa.
Hy het hierdie perfekte palomino kleur, like father, like son. Jy kon sien wie sy pa, die saad, het van sy soort voortgebring. Die saad van sy pa maak dat hy soos sy pa lyk. Net so ook met die onverganklike saad. Onverganklike saad sê wie jou ewige pa is. Onverganklike saad sê jy is sy familie, hy is jou pa, like father, like sons and daughters. En elke dag het ek en jy 'n keuse. Nou moet jy mooi luister, hierdie is baie belangrik. Elke dag het jy en ek 'n keuse. Waar gaan ons identiteit kry? Uit watter identiteit gaan ons leef? Vanuit die identiteit van die verganklike saad of die onverganklike saad? Want ons sê baie keer, weet, hy's 'n kien, ek lyk soos 'n kiens, ek tree soos een op. Jy weet, gaan soek my identiteit in die vleeslike saad. Die vraag is, gaan ek kyk na die identiteit van die verganklike saad en sê dis wie ek is, 'n kind van Adam, 'n sondaar, waar ek my identiteit in die vlees gaan soek en al my foute sien en dink dis wie ek is 'n fout? Of gaan ek my identiteit soek in die onverganklike saad en sê dis wie ek is 'n heilige, ek is 'n kind van die Vader, ek is gebore uit hom uit, oorgebore met sy heiligheid, sy natuur, sy lewe in my, wie ek is. Ek identifiseer met hom, met die geslagsregister waarin ek nou is, Jesus. Sy natuur is my deel, en dis die grootste van alles, sê Petrus, grootste geskenk. Sy geaardheid, sy DNA, sy karakter, sy vermoë, sy krag, sy onverganklikheid, sy geregtigheid, sy ewige lewe, alles dis in my, dis wie ek is. Ek kry my identiteit daar, ek leef vanuit daai identiteit. Wedergebore van sy soort te wees. Want God bring net van sy soort voort. So, daarom moet ek kies. Elke dag het ek en jy keuse. Vanuit watter identiteit gaan ek leef? Jy weet, as iemand my te nakom, gaan ek leef vanuit die vleeslike identiteit en optree soos 'n kien en ek gaan hom moeilikheid gee en ek gaan hom nie vergewe nie, ek gaan hom straf of ek word kwaad of ek sit met onvergewingsgesindheid want ek leef met my vleeslike identiteit. Waar gaan ek my identiteit soek? In watter identiteit gaan ek leef? Ek gaan kies. Ek is 'n nuwe skepping. Die ou dinge van my vleeslike geslagsregister is verby. Daar's 'n nuwe saad in my lewe. Die dinge van die ou saad is verby. Dit maak nie meer saak wie my pa was nie. Al was hy ou dronkpiet van die hawe, al was hy 'n dronklap en sleg, maak nie meer saak nie. Kry nie meer my identiteit daar nie. Daar's 'n nuwe saad, 'n nuwe pa. Saad sê vir my wie my pa is. Nou het ek God. Hy's my pa, die ewige Vader van my gees. Ek het ewige lewe, sy lewe. Alles lê in die saad. En jy het dit alles gekry. Ek wil dit vergelyk soos met 'n spons. As jy koeldrank mors, sê nou maar Fanta, en jy vat die spons en jy druk dit daarop en die spons suig al die koeldrank op. Wat suig hy op? Hy suig die Fanta op, die water, die suiker, die geursel, die kleursel, alle middele suig hy op. Die spons neem nie die water op nie, maar alles in die Fanta. Die suiker, die geursel, die kleursel, die water, alles. En as jy in die spons suig, dan proe jy die Fanta. Suiwer Fanta. Vir 'n oomblik lyk hy selfs oranje uit die spons, maar as jy die spons uitdruk en die Fanta is nou heeltemal uit, dan is die spons maar weer sy ou spons. So, ek en jy, ons geesmens, het Christus opgeneem soos 'n spons. Alles van hom is binne in hierdie saad, in ons. En mense kyk na jou en sê, "Wow, maar jy het verander." Maar is nie eintlik jy wat 'n beter mens geword het, jy is net die spons. As jy dit wat in jou is uithaal, is jy net die spons. Dit is al, jy is net die bevatter, jy is net die houer, nie die gekraakte erdekruik. Maar dis Christus in jou wat hulle sien. Kyk hoe hy verander. Maar is eintlik Christus in hom wat begin uitkom. Alles wat in jou is, of alles wat hy is in jou, is begin manifesteer. Nie net sy heiligheid nie, maar alles van hom. Jy sê, maar hoe kan Jesus in my gesien word? Jy moet weet dat hy daar in jou is. Jy moet glo dat hy daar is. Jy moet glo in hom. Net soos jy glo in hom daar aan die kruis, moet jy ook glo in hom daar in jou. Daarom moet jy die hele tyd onder woordpreding sit wat die hele tyd vir jou sê wie jy is, wie Christus in jou is. Anders, want ons is geneig om te vergeet. Jakobus sê dis soos 'n man wat in 'n spieël kyk en hy sien sy natuurlike gesig en hy stap weg en hy vergeet wie hy is. Dieselfde ook, as ek nie die hele tyd onder die woord sit wat soos 'n spieël vir my terugwys wie ek is, as he is, so am I, as ek dit nie die hele tyd sien nie, gaan ek vergeet wie ek is. En as ek nie weet wie ek is nie, gaan ek nie leef wie ek is nie. Daarom moet ek my mind die hele tyd vernuwe met die kennis dat Christus in my is. En so begin Christus wat in my is, gesien word. Nou ons godsdienst het dit ongelukkig nooit vir ons gesê nie. Ons godsdienst het ons laat voel ons moet beter word en ons moet hard probeer, maar eintlik, ten spyte daarvan, was ons maar eintlik nog steeds swak mense. Ons het eintlik gedink ons maak soveel foute, ons is eintlik maar slegte Christene. En baie van ons gaan undercover. Ek sê altyd ons word geheime agente. Ons leef nie die lewe nie, want as mense moet sien hoe ek by die huis is, gaan hulle skrik. Jy sien, want God sien nie die Christensaad in my nie. God sien sê, jy moet probeer harder.
Dis soos 'n sweminstrukteur wat op die kant staan en vir 'n drenkeling die hele tyd swemlesse gee, jy help nie, probeer harder, swem beter, jy gaan sink. Jesus het gekom, ingespring, hy het my lewe kom voort, sodat ek en jy meer as oorwinnaars kan wees. Jy sien die Vader, die Here wil nie jou lewe verander nie. Daai ou lewe moet kruis toe gaan, hy moet sterf. Hy gee aan jou die Christus lewe, nuwe lewe. As ek dit nie weet nie, dan gaan soek ek lewe wat ek doen. En dan sien mense nie Christus nie, hulle sien jou. En daarom in godsdienst praat hulle baie keer van, daai is 'n wonderlike mens, of daai is 'n wonderlike prediker, want godsdienst soek altyd 'n man of the hour, the man of the match, want hy fokus op die vlees, want hy sien nie Christus in jou nie. Christus is in jou. Altyd daar. Een gees met jou. Altyd. Dis die wonder van die saad. Mag die Here jou ryklik seën. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir U woord. Jo, dankie Heilige Gees dat U die saad, wat in die saad is vir ons kom wys, dat ons kan groei in ons kennis van wie ons alreeds is. Dankie Here. Vader, moet nooit ophou om ons te leer, om aan ons te kom openbaar, om ons te wys wie Jesus in ons is nie, want sodat ons in hierdie liefdesintimiteit met Christus is, wat een gees met ons is, dat ons van binne af kan leef, buitentoe, in plaas van om te leef deur wat ons sien en hoor. Here, dankie vir U woord. Dankie vir Jesus, die lewende woord in ons, die onverganklike saad. Here Jesus, kom leef in my, wees Uself in my, soos U wil, ten volle, ek gee my oor, Here, en ek fokus op Christus in my. Dankie Here. U kon op enige plek in hierdie univers gaan woon het. U kon die mooiste paleise laat bou het, en daar gaan woon. Maar U kies my, gebroke, stikkende ek, en U kom woon in my. En U sê, ek is U tempel, U woonplek, en U woonplek is vir U mooi. U wil in my wees, U wil in my leef, saam met my wees, want U het gesê, sal my nooit verlaat nie. Dankie Here, dat U is so groot, U hou die univers in stand, maar hy is ook so klein, dat hy in my kan kom woon. Wat 'n wonderlike Vader. Ek eer U, ek aanbid U, ek loof U, ek prys U. Wat 'n meesterplan. Dis my gebed, in Jesus naam. Ek bid Here, vir hulle wat hier luister en kyk, daar waar hulle nou is, maak ons bewus van Jesus in ons, want Here, as ons bewus is van Jesus in ons, dan word die goed buite ons net makliker, om te hanteer. Want baie van die goed buite ons gaan nie altyd weg nie. Maar Here, wanneer U in my is, dan gaan ek oor die berg. As die berg nie wil gaan nie, gaan ek oor hom. In Jesus naam. Because Christ in me is groter as hy wat in die wêreld is. Amen. Dit is so lekker om met jou te kuier. Dankie dat jy tot hier geluister het. Dankie vir julle pragtige terugvoer, julle mooi getuienisse, vir die wat saai in ons bediening. Mag die Here jou ryklik seën. Above the grave, it is a wondrous thing to be adopted by a king, to know love that crowns and crucifies. And when your spirit moves, I breathe a prayer to you. I cry not from my mouth, but from the heart. Because the Spirit came, I can use your holy